Hallo vriende, my naam is Adrie en vandag wil ek vir julle die nuus na waterfront en hawe wys. Hawens het die vermoë om my te laat pyns oor die lewe. Hoeveel keer het ek nie al 'n SOS hemelwaarts gestuur nie? Die lewe is nie net smooth sailing soos die Engelsman sê nie, nee. Psalm 107 vers 29 tot 30 is 'n gepaste teksvers vir vandag se boodskap. Hy het die storm 'n gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly omdat dit rustig geword het en hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. Doen God dit vandag nog? Verseker, maar God lei ons na die hawe van goeie begeertes. As ons terugkyk oor ons lewens, kan ons met dankbaarheid sê dat hy ons van ons verkeerde begeertes, wat ons dalk kon vernietig, bewaar het. Hy het ons van onsself gered. Ons kan selfs dankie sê oor sekere verhoudings wat skipbreek gelei het. Verhoudings wat ons meer hartseer as vreugde sou meebring. Gedurende ons storm en drownjare het ons dalk onbesonde besluite gemaak. Soms het ons reddingsbaadjies vir iemand anders gegee en in die proses self verdrink. Skeepswrakke op die bodem van die see is deel van die menslike ervaring. Maar gelukkig sê 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is hy of sy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. As die branders genadeloos oor jou rol, leer jy om na jou enigste ware anker, Jesus Christus, te gryp. Jy leer wat Jakobus 1 vers 6 beteken. Dat jy in die geloof moet bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Jy leer om die seile telkens weer te span. Ons maak steeds foute, maar ons het die wonderlike wete dat ons 'n hoëpriester het, wat medelee met ons swakhede het. Hy verwag nie van ons om op eie krag op die water te loop nie. Soos Thomas Mack se lirieke van Friend Who Can lei. I can't calm the raging seas and walk the waves of Galilee, but I know a friend who can. Die God van tweede kanse staan gereed om ons te red. Al moet hy ons baie diep uithaal, soos vir die profeet Jona, wat uiteindelik na God geluister het en Nineve toe gegaan het. Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, Be the captain of your own soul and the master of your mind. Ek het ietwat van 'n probleem met hierdie uitdrukking. Ja, ons moet ons gedagtegang bemeester, maar Jesus is die kaptein van my siel. Ek is eenvoudig nie opgewasse daarteen om my siel teen die gevare in die geestelike oseaan van die lewe te beskerm nie. Daar's lelike seemonsters wat jou kan insluk en jou ewige siel kan opeis. Kyk na die storm voor jou en besluit finaal om te stop om uit eie krag teen die branders te veg. Strek jou hand uit na Jesus en gee oor aan hom. Jy sal vind dat die storm binne jou bedaar. So maak Jesus die stuurman van jou boot. En jou boot, wat jou lewe simboliseer, sal nooit op die rotse loop nie. Jesus is jou veilige hawe. Tot volgende keer. En onthou, die beste kom nog. Shalom.